Die grond lê voor ons, stil, rou, onvoorbereid. Maar niks groei in harde grond nie. Soos 'n boer sy land voorberei, ploeg en breek, roep die Almagtige ons om ons harte oop te breek, om ons braakland te breek. Want sonder voorbereiding is daar geen oes nie. Die profeet Hosea sê, berei die grond van jou hart voor, soek die Almagtige, die Heilige van Israel, en wanneer jy saai in geregtigheid, sal jy maai in liefde. Mense, ek en Charlene staan op die plaas te Geilen in die hartjie van Namakoland, en vir die afgelope 3 dae het ons beleef en ervaar die saad wat gesaai is, die ploegwerk wat gedoen is, en ons is baie opgewonde, want ons het 'n verwagting. Yes, absoluut. Dat hier 'n oes gaan opkom. Is dit nie so nie? Ja, pastor. Ja, dit is eintlik fantasties om te sien hoe dit, as jy so oor die veld kyk, dan lyk dit soos niks, maar die oomblik wanneer daai ploeg deur die veld gaan en daai grond word omgeploeg, dit verander 'n plek heeltemal. Nie net dit nie, ook die reuk. Ja, die reuk wat uit hierdie grond uitkom. Hier waar ons nou staan, is hier 'n reuk wat ek nie vir jou kan beskryf nie. Vir my is dit een van die lekkerste reuke op aarde, is om die grond te ruik. En as hierdie trekker deur hierdie lande gaan en die grond word omgeploeg, dis amper soos die braakland wat Hosea van praat, nê? Ja, om daai braakland om te ploeg sodat die saad kan ingaan, en ons het 'n verwagting vir 'n magtige oes. Hoor gou hierdie amazing skrif in Hosea 10 vers 12. Saai vir julle volgens die eis van geregtigheid, maai in ooreenstemming met die liefde, braak vir julle 'n braakland, want dit is tyd om Jahwe te soek, totdat hy kom en geregtigheid oor julle laat reën. Sjoe. Nou, die woord praat verder daarvan, hy sê dat julle met julle harte omploeg. Nou, hoekom sou ons sê dat ons harte omgeploeg moet word? Want net voor die tyd sê hy sê want die grond is hard, hy sal geen oes oplewer nie, maar ploeg julle harte om. Saai die saad in wat? Geregtigheid. En wanneer jy geregtigheid saai, sal liefde die oes wees. Ja. En 'n eindtydgesindheid is juis dat daar nie liefde is nie. En die rede daarvoor is, daar's nie geregtigheid nie. So die oomblik wanneer geregtigheid verminder, verkoel die liefde. Dit is so. Nou sê die profeet Hosea, hy sê, braak vir julle 'n braakland, ploeg julle harte om. So, nou kom die spreekwoord, waar die hart van vol is, Loop die mond van oor. loop die mond van oor. En dis presies dit. Ja. Hierdie grond sou nie 'n oes opgelewer het, as dit nie omgeploeg was nie, as dit nie gebreek was nie. Daar's 'n skrif wat sê in die boek van Joël, skeer julle harte en nie julle klere nie. Ja. Hierdie hart, dis die hart wat geskeur is, dis die hart wat omgeploeg is. En wat gaan uitkom uit hierdie hart wat omgeploeg is 'n oes. Ja, dit is. En pastoor, as ons so kyk na die grond, soos ek gesê het, die grond dis net 'n veld, maar die oomblik toe dit omgeploeg is, toe lyk dit anders. Maar die reuk wat uitkom, so daai reuk wat uit ons harte uitkom wanneer hy omgeploeg is, wat 'n reuk gaan uitkom, wat 'n geur gaan jy wees vir die mense om jou en dan ook vir Abba Vader. Ja, maar wat is geregtigheid? Om Vader Jahwe die Almagtige lief te hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou krag en dan jou naaste. So wanneer my hart omgeploeg is, dan is ek 'n aanneemlike mens. Dan wil ek liefde saai, ek wil geregtigheid saai. En dis geregtigheid, sodat ons nie net 'n verhouding sal hê met mekaar nie, maar ook 'n verhouding hê met ons hemelse Vader. En wanneer ons in daar's 'n Engelse woord wat pragtig is, in right standing, kan staan met ons hemelse Vader, dan saai ons geregtigheid. En dan kom die oes op van liefde. So van die plaas te Geilen, by ons geploegde hartland, is ons gebed vandag vir jou, dat jy jou hart sal omploeg, sodat daar 'n aangename geur sal uitkom uit jou binneste uit jou hart uit, dat jou lippe sal getuig oor Vader se grootheid, sy geregtigheid en sy liefde, en dat die wêreld sal sien dat ons behoort aan hom. So mense, baie dankie dat jy saam met ons hierdie pragtige land kan deel op die plaas te Geilen. Ons verwag 'n oes hier teen Desember maand, en ons het al reeds geroep dat Vader vir ons die reën sal stuur op die regte tyd, want die saad is in die grond. Ja. Onthou net, jy kan niks verwag as daar nie saad in die grond is nie. Jy kan nie 'n oes verwag as jy nie die werk gedoen het nie. Charlene, Vader kan net 'n poging seën. Ja, as jy nie 'n poging aanwend nie, dan is daar niks. Daar's niks wat Abba mee kan werk nie. Jy moet 'n stap gee vir Abba om die volgende stap te gee. Weet jy, ons kan bid, nê? Ons kan bid en bid en bid, en ons kan hande vou,
Maar ons moet iets doen. As ek en jy nie in beweging kom nie, as ons nie in aksie kan kom nie, dan gaan ons niks bereik nie. So Vader kan net 'n poging seën. Soos ek nou hier gestaan het vir julle en gesê, ouens, hier gaan 'n magtige oes opkom op hierdie plaas. Maar ons saai nie en ons ploeg nie en ons breek nie die harde grond nie. Wat sou julle gesê het gaan nie opkom? Niks. So ons is in voorbereiding en ons is ook in gereedheid en ons gaan getuig van hierdie grond binnekort, binne die volgende 5 maande. Gaan ons getuig en agter ons gaan julle 'n oes sien wat julle nie gaan glo nie. Yes, halleluja. Abba, so dankie dat ek die voorreg het om met my eie oë te kan beleef en ervaar u grootheid, u almag en u goedheid. Abba het my gesê, ver meer as wat jy kan dink, doen of vra, sal ek vir julle gee die wat my liefhet. En ek verklaar vandag opnuut my liefde aan U. En ek verklaar ook vandag, ek meld aan vir gehoorsaamheid om in geregtigheid te wandel, want U woord sê, dis 'n braakland, ploeg dit om in geregtigheid, saai in geregtigheid en maai in liefde. So ek is vandag hier op hierdie plaas. En ek besef net, wat het U kom doen in ons lewens? En ek kan getuig met my mond oor U grootheid en U goedheid, oor U almag. Want U is die bron van alle bestaan, U is die bron van ons lewe. Maar ek is dankbaar teenoor U. My hele wese roep uit, dankie. Vader, die woord dankie is so klein. Maar ek wil vandag omdraai en vir U kom sê, dankie. Soos een van die malaatse manne wat omgedraai het om te kom sê, Rabbi, dankie vir die gesondmakende krag op my liggaam. So wil ek vandag in hierdie braakland staan, in hierdie ploegland. En naby ek wil vandag kom lewe spreek in hierdie grond. Soos ek hierdie grond in my hande vat, kom ek vandag voor U aangesig en ek kom sê vir U dankie. En ek wil elke vloek wat op hierdie grond uitgespreek is, wil ek kanselleer. Elke ongoddelike altaar wat opgebou is op hierdie grond deur mense en vorige eienaars, dalk miskien ook deur onsself, wil ek vandag kom breek. Nadat dat hierdie ongoddelike altare uitgebrand sal word deur die vuur van Jahwe, die Almagtige. Dieselfde wat gebeur het op die berg Karmel, dat die vuur uit die hemel sal uitkom om hierdie ongoddelike altare te kom uitbrand wat op hierdie grond gehang het. So Vader, ek kom spreek lewe, ek spreek sukses, ek spreek vrugbaarheid, ek spreek 'n oes uit, ver meer as wat ons kan dink, doen of vra, vanweë U inspraak op hierdie grond. Vader, dankie. Dankie dat die hemele oopgeskeur sal word en dat U sal kom reën op hierdie aarde. Ek dank U vooruit vir 'n oes wat ongekend is in hierdie area, vanweë die feit dat hierdie grond U seëninge geniet. Abba, dankie. Dankie dat U ons Elohim is. Dankie dat U dit vir ons kom gee. En dankie vir hierdie wonderlike geleentheid om op hierdie grond te kan bid vandag en U heilige naam aan te roep en uit te roep oor die saad wat op hierdie geploegde land gesaai is. Abba, ek eer U en ek loof U heilige naam. Ek spreek vandag lewe, vrugbaarheid en sukses oor hierdie grond uit. Abba, dankie. Ek eer U en ek loof U. So Vader, nou wil ek my aangesig na die aarde toe buig en net vir U kom sê, ons afhanklikheid is by U en by U alleen. Want U is die bron van ons lewe, U is die bron van alle bestaan. Ek roep die hemel aarde toe. Laat U wil geskied. Laat die koninkryk kom, soos dit in die hemel is, Abba, so op hierdie aarde, en veral op hierdie geploegde lande. Dis my gebed, en dis my roepe, in die wonderbare naam van Meester Yeshua, en my gees roep uit. Halleluja.